As hy. Ons het reeds gehoor, die wêreld vier vandag Moedersdag, en daar word 'n groot ophef van hierdie dag gemaak reg oor die wêreld. Maar nêrens in die Bybel lees ons dat elke vrou 'n moeder sal wees nie. Met ander woorde, wanneer jy 'n kind baar, maak dit nie van jou 'n godvreesende moeder nie. Wanneer jy egter 'n moeder word, soos Christus reeds ook gesê het met die inseën, is jy uitverkies, want God kies vrouens om moeders te wees. En baie mense sê mos, my kind se naam moes eintlik ongeluk gewees het. Want dit was 'n ongeluk gewees. Daar bestaan nie so ding soos 'n ongeluk nie. God maak nie ongelukke nie. God is nie die eienaar van nonsens nie. Hy is die skepper van die heelal. En om 'n moeder te wees is spesiaal. Jy is uitverkies. Moeders het 'n unieke rol en moederskap moet nooit as vanselfsprekend gesien word nie. En om swanger te raak en 'n kind te baar en 'n paar rand van die regering, wat die moeders beloof word te bekom, maak nie van jou 'n moeder nie. Daar is riglyne in God se woord vir jou om 'n moeder te wees. Maar, daar is altyd 'n maar in die woord van die Here. Saam met hierdie riglyne vir jou om 'n moeder te wees, is daar riglyne vir jou en my, wat vaders is, of paas is. Die Bybel sê ons mag van niemand sê vader behalwe vir God nie. So, moenie dink, omdat jy 'n vrou het, en jy het 'n vrou swanger gemaak, jy's maar net 'n pa en jy's alright nie. Soos vir die vrou, is daar vir die man ook riglyne in die woord van die Here. En om 'n moeder te wees, in God se oë, moet jy kwalifiseer aan sekere dinge, wat die woord van die Here vir ons sê. En ek gaan met julle 'n paar gedagtes deel uit Spreuke 31 vers 10 tot 31 vers 10. Hy begin by Alef, en Alef is die eerste gedeelte in die Hebreëse alfabet, of A soos ons hom ken. Hy begin by Alef, wat hy sê, Alef, wie sal 'n deegsame vrou vind, want haar waarde is ver bo korale. Bet, die harte van 'n man vertrou op haar, en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Gimmel, sy doen aan hom goed en nie kwaad nie, al die dae van haar lewe. Dalet, sy sorg vir die wol en vlas, en sy werk met gewillige hande. Sy is soos die skepe van 'n handelaar, van ver af bring sy haar brood in. Wou, en sy staan op as dit nog nag is, en gee voedsel aan haar gesin en die bestemde deel van haar diensmeisies. Saien, sy dink oor 'n stuk grond en koop dit. Van die vrug van haar hande plant sy 'n wingerd. Vers 17. Get, sy omgord haar lende met krag en hou haar arm stewig. Tet, sy voel dat haar wins goed is, en die nag gaan haar lamp nie dood nie. Jot, sy steek haar hande uit na die spinstok, en haar handpalms hou die spoel vas. Kaf, sy brei die palms uit na ellendige, en sy steek hande uit na die behoeftige. Lamet, sy is nie bevrees vir huisgesin van wie hy sneeu nie, want haar hele huisgesin dra skarlakenstof. Vers 22. Mem, sy maak vir haar dekens, haar tabbert is van fyn linne en purper. Neon, haar man is bekend in die poorte as hy saam met die oudstes van die land sit. Samek, sy maak hemde en verkoop het, gordels lewer sy aan die handelaars. Ayen, sterkte en eer is haar kleed, en sy lag oor die dag wat kom. Vers 26. P, haar mond maak sy oop met wysheid, en vriendelik onderrig is op haar tong. En ek kom terug hierdie gedeelte ook na wat gesê is met die inseën van die kinders. Maar dit is jou plig. Die paas werk die meeste van die tyd, baie paas is sommer maar net afwesig, maar dit is jou plig om jou kind groot te maak in die vrese van die Here, om hulle te onderrig met jou tong. Vers 27. Sade, opmerksaam gaan sy die werksaamhede van hulle huis na, die brood van luiheid eet sy nie. Kof, haar seuns tree op en noem haar gelukkig, haar man ook, en prys haar. Prys jy nog jou vrou? Kom, julle wat lang getroud is, prys jy nog jou vrou? Of skreeu op haar?
Baie dogters het hulle knap gedra, maar jy oortref hulle almal. Shin, die bevalligheid is bedrog en die skoonheid is nietigheid. 'n Vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Vers 31, Tau. Gee haar van die vrug van haar hande en laat die werke haar prys in die poorte. En as teksgedeelte wil ek stil staan by Jesegiel 37 vers 1 tot 7, waar die Here met Jesegiel besig was. Die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte. En dit was vol bene. En hy het my laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê. En kyk, hulle was baie dor. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, U weet dit. En terwyl hy vir Jesegiel vat oor hierdie gebied waar hy dooie bene lê, het hy gesê, profeteer oor hierdie bene. Jy kan maar die stuk gaan self lees by huis. En terwyl Jesegiel geprofeteer het, het daar lewe gekom oor daardie bene. En kerk, vanmôre wil ek vir jou sê, ons huise, ons land, ons huwelike lê vol doodsbene. Besef jy vanmôre dat daar is huwelike wat vol doodsbene lê? Amper sê ek, wat kan dit wees, maar ek mag dit nie van jou af sê nie. Oor die moeders wat nie meer die Here wil en kan dien soos wat hulle verwag word nie, en is baie keer die toedoen van hulle man of hulle vriend. Kyk maar, daai jong mense, ons sien baie met die jeug. Hier voor matriek tot matriek, dan is hulle elke Sondag in die kerk, hulle woon die jeug by, hulle woon al die funksies en goed by, maar sodra daar 'n boyfriend inkom, dan verdwyn hulle. Selfde met vrouens. Wanneer daar 'n huwelik bevestig moet word, dan is hulle altyd in die kerk, maar sodra daar huwelik bevestig is, dan moet hulle mos nou luister vir die man, en dan kom hulle in die kerk toe nie. Vanmôre wil ek vir jou sê, daar's 'n spesiale roeping op elke vrou wat vanmôre in hierdie gemeente sit. Jy wat na die beeldsending kyk, mevrou, daar's 'n roeping op jou lewe. Maar die huwelik lê vol doodsbeendere, waar ons nie meer die vrouens toelaat om hulle plek in die Here in te neem nie. En dit bring my by die vraag vanmôre, hoe lyk die posisie van die vrou in vandag se samelewing? Ons geleesde gedeelte skets die portret van 'n ware vrou in Christus en het die woord dit vir ons in alfabetiese gedig gesit. Elke vers begin met die opeenvolgende letter van die Hebreëse alfabet en die eerste vers 10 begin met die Hebreëse letter Alef en ons aan so volg die alfabet dan en ons vrouens moet dit memoriseer. Julle moet hierdie skrif wat ek gelees het met die vrouens gaan memoriseer, want as ons kyk na die tyd toe die Bybel geskryf was, het die vrouens hierdie skrif gememoriseer, want hulle het geleef soos wat God wil hê hulle moet leef. Hoe leef ons vrouens vandag? Leef ons vrouens nog soos God wil hê ons moet leef? Is ons naam opgeskryf as 'n godvreesende vrou? Of is ons tweede naam Tastic? Lekker los. Hoe lyk ons vrouens se name vandag? En jy moet nou nie lag oor ek sê die vrouens se naam is Tastic wat los is nie, want julle mans maak hulle los, want jy kan nee sê. Eina, of is dit amen vanmôre? Hierdie gedeelte moes deur al die meisies en die jong vroue op die punte van hulle vingers geken word in die Bybelse tyd, sodat hulle daardie rigting kan ontvang in hulle lewe. Maar vanmôre wil ek vra, hoe kan 'n kind rigting ontvang in sy of in haar lewe as die ouers nie daardie rigting vir hulle gewys en gee nie? Maas, besef julle wat se verskriklike groot taak rus daar op julle skouers vanmôre. Maar, hier is altyd 'n maar in die woord, dit moes ook deur die seuns en die jong manne gememoriseer word, sodat hulle na so godvreesende vrou kan soek om mee te trou. Hulle moes gememoriseer word deur almal, sodat almal 'n suiwer beeld mag hê wat die geheim van die ware vrou in die Here is. Memoriseer ek en jy nog die woord? Kyk ons nog na ons vrouens, pas ons hulle op soos wat die woord van die Here sê? Besef ons hoe spesiaal is 'n vrou?
Die Here het nie 'n man gebruik om swanger te raak om Jesus te dra, vir 9 maande te dra en te baar nie, hy het 'n vrou gebruik. So moenie jou vrou maar net as vanselfsprekend aanvaar of dink sy is die bediende in jou huis nie. Sy is nie. Dit is duidelik dat 'n deegsame vrou in 'n ander klas as 'n normale vrou is. En vanmôre wil ek vir julle mamas vra en al julle vrouens hier wat nog beplan om mamas te word eendag. Watse vrou wil jy wees wanneer jy groot word? Wil jy 'n deegsame vrou wees soos wat God van jou verwag, of wil jy plastiek wees? Wat wil jy wees vandag? As ek hoor hoe vernederend mense vandag oor die rol van 'n vrou praat, dan moet ons medelee met die vrou en die moeders hê. En watter vrou in die samelewing stel nog vandag belang, of stel nog die sorg van haar man en haar gesin eerste? En ek praat hier van geestelike versorging. En watter gesin waardeer dit nog? Vir baie mans is die vrou of moeder net 'n bediende wat sy vuilwerk moet doen, wat agter sy lei agtersteewe moet skoonmaak en hom bedien. Wil ek vanmôre vir die manne sê, as dit julle houding is, het julle die pot mis. Want God het julle een gemaak. Dis hoekom die vrou uit jou ribbebeen gemaak is, sodat sy langs jou sy in die akker van die Here kan wees. Sy is nie uit 'n kopbeen gemaak dat sy op jou kop sit nie, so sussie, as jy op jou man se kop sit, klim af, is nie jou plek daai nie. Sy is ook nie uit 'n voetbeen uitgemaak dat jy op haar moet trap nie. As jy op jou vrou trap, word wakker en moet dit nie doen nie. En vanmôre wil ek vir elke vrou sê vanmôre, God laat julle nie aan julle eie lot oor nie. Jy dink dalk vanmôre, jy sit dalk vanmôre in die kerk en jy dink dalk, maar die Here het van my vergeet. Ek probeer so hard. Ek probeer soveel dinge in die huis reg kry. Ek probeer soveel dinge reg laat loop in die huis. Sien die Here my raak? Vanmôre wil ek vir jou sê, hy sien jou raak. Hy laat vir elke moeder en natuurlik elke man vanmôre hier teenwoordig 'n keuse om in sy toelaatbare wil of in sy volkome wil te wees. Besef julle vanmôre, daar's 2 wille van God. God se toelaatbare wil of sy volkome wil. En watter wil jy as moeder wees vanmôre? Om God se volkome wil te wees, moeder, moet jy in die vrees van God wandel. Jy moet hom eerste stel bo alles, so ook julle mans. God moet eerst in julle lewe wees en jy moet jou vrou beskerm met jou lewe. Beskerm ons nog ons vrouens. Daar's soveel mense wat dalk sleg praat vanmôre van jou vrou. Wat doen jy? Staan die hand om die lyf met hom, verswaar jouself met hom. Wanneer kry jy ruggraat en begin jou vrou beskerm soos wat die woord van die Here vir ons sê? En daarom sê die woord, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word in wat? In haar werk. Wat beteken dit? Haar tyd met God wat sy moet bid, en wanneer die res van die huis slaap, soos sy die woord gehoor word, in die nag gaan haar lamp nie dood nie. Met ander woorde, sy bid gedurig deur. As jy vanmôre 'n vrou het wat bid, moet jy sê dankie. Kinders, as jy 'n ma het wat bid, moet jy sê dankie Here. Man, jy kon 'n vrou gehad het wat die vrou van die hele dorp gewees het. Jy kon 'n vrou gehad het wat glad nie gebid het nie. Wil ek vir jou vra, waar was jy dan vanmôre gewees? Sy moet geprys word in die manier waarop jy as man vir haar opkom, wanneer iemand haar te nakom. God verwag dit van jou. Nie ek nie, nie die kerk nie, maar die Here verwag vir jou. As iemand buite die huwelik jou vrou te nakom, moet jy die ruggraat kry en jy moet opstaan en jy moet daardie persoon gaan aantree. Jy moet vir jou vrou opkom. Here het jou aangestel om haar te beskerm. As jy dit nie doen nie, is jy ongehoorsaam aan God se woord. Ek kan vanmôre vir jou sê, julle kan met my sukkel, julle kan my sleg sê, julle kan enigiets met my doen, maar jy los my vrou en my kind uit. Want dan sien jy aan die ander kant van my. En ek waarborg jou, ek kan lelik raak.
Hoe raak jy met mense wat jou vrou te nakom? As jy nie opstaan nie, sê ek vanmôre vir jou, jy het nie ruggraat nie. Jy kan na die tyd my beklei. Ek gee nie om nie, ek het 'n nuwe groot bodyguard wat my sal beskerm, hy sit daar agter in die hoek. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, kry ruggraat, staan op vir jou vrou. Kry die mense uit jou lewe uit wat jou vrou benadeel, want sy is die ma van jou kinders vanmôre. Volgens die woord is 'n vrou 'n baie besige vrou. Elke oomblik is die vrou met iets anders besig. Sy's hier, sy's daar, sy's oral, besig met allerlei goed om te doen. En vanmôre wil ek jou sê, die moeder is die gom wat die gesin bymekaar hou. Kyk maar wat gebeur as die moeder sterf in 'n gesin. Daai gesin val uitmekaar uit. Stem julle saam? Jesus, julle is stil vanmôre. Of is jy meer eienaars as amens vanmôre? Sy sorg vir alles. Wat ons dan ons geleesde gedeelte opval, is die rol van haar man. Haar man word onmiddellik in vers 11 en 12 genoem. Die hart van haar man vertrou op haar en aan wins sal dit hom nie ontbreek nie. Sy doen aan hom goed en nie kwaad nie al die dae van haar lewe. Vertrou jy nog jou vrou? Eina, hier's 'n ander Eina een. As jou vrou nou met my staan en gesels daar een kant, wat gaan jy dink? Sy verneek my nou alweer. Wie sê om met daai man te gesels? Vertrou jy nog werklik jou vrou? Nou is jy stil. Die woord sê, jy moet jou vrou vertrou. As jou vrou dan wil rondloop en wil draadspring soos 'n perd, gaan sy aan God verantwoording doen, nie aan 'n mens nie. Maar vanmôre wil ek vir jou sê, Alida kan my nie oppas nie, ek kan haar nie oppas nie, maar God sien alles. Ek staan voor God in alles wat ek doen. Maar jy moet jou vrou vertrou en jy moet haar wys. My vrou weet, die tyd toe ek gewerk het, was al my kollegas vrouens en die meeste van my vriende of vriendinne is vrouens. En in my tyd toe ek gewerk het, het ek baie gery. Ek het so partykeer 500 kilos 'n dag gery, op afgeleë plekke gewerk en baie keer was my kollega wat saam met my gewerk het 'n vrou, maar sy moes my vertrou. En daar's 'n belofte voor God gemaak in die huwelik. En kom ek sê nou vir jou, die mag voor lewe en dood lê in die tong, dit wat jy spreek sal gebeur. As jy heeldag jou vrou gaan beskuldig, sy loop rond, pas op. Dit wat jy spreek gaan gebeur, dit gaan kom. As jy heeldag jou man beskuldig, pas op, dit gaan kom. Maar die woord van God sê, vertrou jou vrou, maar dan moet sy jou ook vertrou. Hoe moet sy jou vertrou? Met ander vrouens, ja, dit ook, maar sy moet jou vertrou om haar te beskerm, met alles in jou. Niemand gaan in my huis kom, of deel van my vriendekring wees, wat my vrou sleg behandel nie. Van verseker gaan ek vir jou uit my huis uitgooi. Verseker gaan ek vir jou uit my lewe uitkry, en jy sal nie terugkom, tot tyd en wyl jy my vrou met die respek behandel, wat sy nodig het nie. Dis wat God van my verwag. Dis duidelik wanneer ons alles saamgevat word in vers 27, opmerksaam gaan sy die werksaamhede van haar huis na, en die brood van luiheid eet sy nie. Spreuke 14 vers 1 lees ons, die wysheid van die vroue bou die huis. Wel, dit is wat hierdie vrou en die moeder doen, sy bou die huis. Vanmôre kan ek vir jou sê, ons moet die moeders waardeer, want hulle bou ons huis. Ons kan nie sonder 'n moeder in ons huis nie. Ek het gesien in hoeveel gesinne, hoeveel families, wanneer die moeder van 'n huis wegval en sy sterf, val daardie huis, daardie gesin uitmekaar uit. 'n Ma kan nog al die kinders bymekaar bring en almal kom huis toe, maar wanneer sy sterf, 'n pa worry nie, ons val daai gesin uitmekaar uit. Waardeer vanmôre die moeder wat jy het. Maar, daar's altyd 'n maar. Meneer, dit maak nie, omdat jou vrou onderdanig is, die woord sê, van jou bediende nie. Dit maak nie dat sy jou dop, jou koffie, jou klere, jou sigarette ensovoorts agter jou moet aandraai. Vanmôre wil ek jou sê, lig jou man en gaan haal self die goed,
lig jou en begin bietjie skorrelgoed was in die huis. Lig jou en vat daai besem. Jy gaan nie eelt op jou hande kry nie en vee bietjie die huis uit. Jy moet jou vrou begin waardeer. Maar nog makliker, as jy wil hê sy moet jou dop en jou sigaret agter jou aandra, hou op rook en hou op suip man, dan het sy minder om aan te dra agter jou aan. Dan is in elk geval in stryd met God se woord om dit te doen. So hoekom wil jy jou vrou nou betrek, oor jy te lui is om op te staan? Kry lewe en begin iets doen, sodat jy die respek wat God van jou verwag in die huwelik, ook van jou vrou kan ontvang. En respekteer jou vrou vanmôre. Gaan die girls my like na vandag en die manne my haat? Wonder ek ook nou maar net, maar dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord van God sê. As jou vrou minder goed agter jou aandra, sal sy meer tyd hê om jou kinders in die vrese van die Here groot te maak. Ek het nog nooit gesien dat 'n man se hande afval as hy skorrelgoed was, of hy gaan haal sy eie goed, of hy was sy eie wasgoed, of hy gryp 'n besem en vee bietjie uit. Nee, wil ons 'n goeie posisie hê. 'n Bestuurder wees van alles. Bestuur die besem, help jou vrou, dan sal dit beter gaan in jou huwelik. Nou ons moet onthou, in vandag se samelewing, dat die manier waarop 'n moeder haar taak vervul het, ook te maak het met die posisie van haar man en die behoeftes van haar gesin. As jy jou vrou beter behandel, gaan sy ook beter na die huis en na die familie kyk. Die vrou se prioriteit is haar gesin. God het haar in die eerste plek as vrou en moeder aangestel. Dis haar eerste roeping en eer. Daarom sal die huisvrou ook baie goed moet nadink voordat sy werk buite die huis aanvaar en soek. Vandag se samelewing moet die vrou ook werk. Maar sy het nog steeds verantwoordelikheid teenoor haar gesin. Haar man het nog steeds verantwoordelikheid teenoor haar. Onthou, as jou vrou werk, sy werk net so hard soos jy. Nou sit ons mans mos hier op ons derde rugwervel. Ons vrou werk 8 ure, 12 ure 'n dag, dan kom sy by die huis. Dan moet sy nog kos maak, sy moet skoonmaak, sy moet dit, sy moet dat. Kom aan manne. Begin bietjie jou vrou help. En begin haar sien as 'n moeder, soos God haar sien. Haar geheim is dat sy die Here vrees. En vanmôre wil ek 'n beroep doen op die vrouens, begin om die Here te vrees. Moenie jou man vrees nie, moenie jou kinders vrees nie, vrees die Here en begin optree in die vrese van die Here. Alles word gefokus op die menslike liggaam, die mooi figuur. As sodanig is dit nie verkeerd om aan die uiterlike aandag te gee nie, want ons liggame is tempels van die Heilige Gees, maar vanmôre wil ek vir jou sê, die innerlike skoonheid van 'n vrou lê in die manier waarop sy die Here dien. Hoe lyk dit, vrouens? Hoe dien julle die Here? Maar het jy geweet, ek en jy as man kan ons vrou se geestelike lewe lelik maak, as ons haar nie toelaat om die Here te dien nie? Sy mag nou nie na die susters bidtuur toe gaan nie, want net nou chaaf sy die pastoor. Gelukkig is die pastoor nie daar nie. En my vrou is ook nie skeef nie. So, vanmôre wil ek vir jou sê, moenie jou vrou weghou van dinge van die Here nie, want daar's 'n roeping op haar lewe ook. Moenie jou dogters weghou, wat dan voor die toekomstige moeders is van die onderlinge byeenkomste in die kerk nie. Laat hulle gaan, laat hulle in die vrese van die Here groot word. As jy jouself egter slegs deur die uiterlike skoonheid laat lei, gaan jy baie sleg tweede kom. Die skoonheid van 'n ware moeder, soos ek gesê het, lê in haar kwaliteit verhouding met God. En daarom is dit ons plig, manne, besef jy ons te groot plig hier, ons moet ons vrou ondersteun om 'n kwaliteit vrou in God te begin word. Ons moet hulle dra, ons moet hulle leer, ons moet hulle optel. Want as sy die Here vrees, dan ken sy haar plek en dan moet ek en jy haar respekteer. Want dan neem sy God se woorde ernstig op waarin hy leer wat hy wil hê van haar as moeder.
waardeur sy die verskillende posisies van verantwoordelikheid wat God vir die man en die vrou beskik het. Die man as die hoof van sy vrou en die vrou as hulp om by hom te pas. Daardeur kom beide die man en die vrou tot hulle reg. Onthou, die man is die hoof. Wat beteken dit? Jy moet oor jou vrou heers? Nee, jy moet die leiding gee om die Here te dien. Om 'n hoof te wees beteken nie sy is jou bediende nie. Dit beteken jy, man, moet die eerste wees om die Here te dien. Die vrees van die Here bevry ons dan vanoggend van alles. En die vraag dan vanmôre, soos die segel van ouds aan elke vrou wat vanmôre teenwoordig is, word gevra, waar die segel se naam is, sit jou eie naam in. Jesegiel 3 vers 7. Toe sê hy, dit is God vir my mensekind. Met ander woorde, kom ons begin sommer daar by Wendy, Twinkie, Shala, whatever jou naam is, sê daarin, kan hierdie bene lewendig word? Kan die doodsbene in jou huwelik, in jou gesin, in jou familie lewendig word? Wat het Jesegiel geantwoord? Natuurlik kan dit. Here, u weet dit. Vroue kan soos die segel van ouds profeteer oor die doodsbene in hulle gesin en die Here begin dien soos dat hy verwag word van sy woord. As jou man nie die Here wil dien nie, los hom by die huis, man. As hy saam met jou wil bid nie, los hom, dat hy met sy selfoon sit of wat, maar gaan jy en begin die aangesig van die Here soek. En soos die segel van ouds, kan jy profeteer oor hierdie doodsbene deur die voorbeeld wat jy stel. Want 1 Petrus 3 sê vir ons dat die vrou kan die man win sonder 'n woord te spreek deur die voorbeeld wat sy stel. Kom vroue, moenie bang wees vir jou man nie. Wees bang vir God. Want jou man gaan nie voor jou saam met jou staan voor die poorte nie. Maar Jesus gaan daar wees. Deur jou optrede oor die doodsbeendere in jou huwelik kan jy begin profeteer tot hulle gestalte begin kry. Tot daardie geraamte waarmee getroud is, lewe en vleis in Jesus begin kry. En vanmôre wil ek sê, manne, kry ruggraat vanmôre en neem jou priesterskap op en stel die voorbeeld in die huis vir die moeder van die huis hoe om die Here te dien. Dit is vir my maklik om te sê hoe ek dien die Here, maar hoe wys my lewe dit? Waar kry my vrou my? Wanneer sy my soek in die aand, kry sy my waar ek Bybel lees, waar ek bid, of kry sy vir my waar ek op my selfoon sit en porn kyk en allerhande ander dinge doen? Waarmee kry my vrou my besig? As niks interessants aan porn nie, manne. Jou vrou het presies dieselfde wat daai girl op die video het. As geen verskil nie. Satan vertel vir jou daar's 'n verskil, maar hy lieg vir jou. Waarmee kry jy die moeder van die huis, die pa van die huis besig? As sy ons soek, waarmee kry sy ons? Kry my vrou my in my studeerkamer waar ek besig is met Bybelstudie of om te bid, of kry sy vir my besig met ander dinge wat God nie behaag nie? Kom manne, tyd dat julle die voorbeeld begin stel. Julle jong manne wat hier sit wat nog gaan trou, waarmee hou jy jou nou besig? Want ek sê vir jou nou, dit waarmee jy jou nou besig hou, gaan jy jou mee besig hou wanneer jy getroud is ook. Jy moet nou die gewoonte aankweek om die aangesig van die Here te soek. Anders gaan jy vir jou 'n tastic loslaan en dit gaan nie baie goed gaan in jou huwelik vorentoe nie.